Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees vanmôre so rondom die woord van die Here. Nou ons is besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke en kan ons maar net sê soos daardie pragtige sonnaskoolliedjie sê, wonderbaar boek. Sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons dat die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Vanuit die woord van die Here vind ons die wysheid van God. Ons vind hier die waarhede van God opgeteken in die woord van die Here. En daarom, vriende, wend ons altyd ons gedagte, ons verstand, ons hart na die woord, want die woord van die Here is ewig vas en waar. God se woord is nie wisselend en veranderend soos die stemme van mense nie. Jy hoor deesdae hierdie profeet het hierdie uitspraak gemaak en daardie apostel wat hy homself aangestel het hierdie uitspraak gemaak en ek het onlangs vir 'n man gesê wat homself as 'n apostel aangestel het, jy is net so min 'n apostel soos ek een is. Want daar is 12 gewees, sê die Bybel vir ons. Een het Jesus verraai, een het Jesus verkoop vir 30 sikkel silwer. Ons lees in Handelinge 1 hoe 'n volgende een in sy plek aangestel is, en toe daardie ampt verdwyn, en dis iets wat ons vir mekaar moet sê. Ek het nie die mag wat die Here aan die apostels gegee het nie. Ons het een opdrag gekry om die evangelie te gaan verkondig aan die ganse mensdom. Hoe doen ons dit? Wanneer ons die wysheid van God vanuit sy woord ontdek en hierdie wysheid toepas in ons lewe om dan te getuig aangaande Christus. Nie getuig aangaande myself nie getuig aangaande my ervaring en my belewenis nie, maar te getuig aangaande die Here Jesus Christus, die redder van my siel, die een wat homself geopenbaar het in die woord. En ons het 'n bietjie gepraat gister oor die wysheid waardeur God geskaap het. Ek het vir u gesê, God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Ek het u gewaarsku teen die leuen van ons tyd, waar mense sê ons kan lewe spreek oor ons omstandighede. Ek kan lewe spreek oor my beursie, ek kan lewe spreek oor my siekte, ek kan lewe spreek oor my huwelik. Vriende, watter leuen. Dit is my so hartseer dat die meeste van hierdie mense wat sê ons moet dit doen, se huise self uitmekaar uitval. Mense wat self moet medikasie sit en wat siekte toestande het, en mense wat verander leuns vertel om hulle eintlik met lus te vang, om hulle self finansiëel te verryk. Daar is geen een van ons wat na 'n kinderhuis kan gaan en lewe spreek oor daardie kinders, sodat hulle ewe skielik 'n pa en ma kan kry nie. Ons het nie lewe om ons beursie te vat nie. Luister, gaan na mense wat arm is en sê vir hom, jy gaan oor sy beursie lewe spreek en kyk wat gebeur. Daar sal nie 'n sent ekstra aan daardie beursie kom nie. Vriende, kom ons gaan na God se wysheid en ons hou op luister na mense se opinies en hulle soos die dwaase vrou wat ons vir die uitgebeeld het in Spreuke die 8ste hoofstuk, wat eintlik onrustig is en vir ons moet leuns wil vang. God se woord is wys en God sê vir ons baie duidelik dat as hy spreek, dan gebeur daar dinge. En die Bybel sê, en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. U sien, ons is besig juis met Spreuke 8 vers 22, hoe die Here deur wysheid geskaap het. Die Bybel sê vir ons dat hy die hemele berei, was ek daar, toe hy die kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, en die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat hy die water se bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ag vriende, ons gaan 'n bietjie praat in die dae wat voorlê oor die wysheid waarmee God geskaap het. U sien, ons is nie die produk van evolusie nie. Ons is nie die produk van een of ander eensellige organisme wat oor miljoene jare ontstaan het en uitgebrei het tot waar ons vandag is nie. Watter leuen. Ek het vir u gesê, dis noodsaaklik dat u Genesis 1 sal glo, alvorens u die res van die Bybel kan glo. Ek wil so ver gaan om vanmôre vir u te sê, as u Genesis 1 verwerp u die res van God se woord. Verwerp u die res van God se wysheid, want sy wysheid word geopenbaar van Genesis 1 tot en met die einde van die boek Genesis. Ek het vir u gesê, die koning in Israel moes die woord van die Here, die wet van die Here by hulle gehad het, hulle moes dit gelees het, en die eerste woorde wat die koning sou lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou vriende, as ons kyk na die skepping, dan sien ons hoe God alles ordelik geskaap het. Die Bybel sê vir ons dat die Here die lig geskape, die Here die uitspansel daar gestel, hy het die waters daar gestel, verskoon, hy het ook die visse van die see gemaak. Die Bybel sê vir ons, hy het die plante, hy het die diere van die veld gemaak, en elke keer as die Here klaar geskaap het, het hy gesê, en dit was goed gewees. En nadat die Here die mens geskaap het en die skepping afgesluit het, het hy gesê, en dit was baie goed gewees. So ons kan sien dat daar orde in God se skepping is. Vriende, kyk maar net.
hoe die heelal saamgestel is. Wetenskaplikes staan in verwondering as hulle kyk na die planete, as hulle kyk na die sonnestelsels, as hulle kyk net na hierdie aarde. Ons sien hoe hierdie aarde wentel om sy eie as. Ons sien hoe dit dag en nag is. Ons sien, vriende, die seisoene, winter, lente, somer en herfs. Ons sien hoe die Here die reën vir ons gee op sy tyd. Ons sien, die Bybel sê, die haal word in sy skatkamers geberg. En ons sien, daar is absolute wysheid in God se skepping. En kom ek gaan vir u net gou noem. Hierdie gedagte, in die begin het God die hemel en aarde geskape, staan in die Engels, in the beginning when God created the universe. Nou, uni is die woordjie single en verse, spoken sentence, en ons kan dit net saamstel en sê, a single spoken sentence. In die begin het God gesê, en dit was soos God gesê het. Dis vir my so wonderlik as ons kyk in Handelinge 17, toe die apostel Paulus die evangelie verkondig, het hy juis begin deur te sê, die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is. Hy wat die Here van die hemel en die aarde is. Belangrik om te sien dat God met wysheid geskaap het. Alles is nie maar net sommer geskape en oorgelaat aan sy eie lot nie. God is nie net die een wat geskep het nie. Die Bybel sê hy is in beheer van sy skepping. Hy sy skepping is ordelik en is 'n ordelike skepping waarin ons woon. En daarom is belangrik om ook hierdie waarheid raak te sien. Nou vriende, kom ons kyk gou vinnig na die son en die planete, net om u so 'n bietjie 'n lusmaker te gee om verdere ondersoek in te stel oor die wonder en die ordelikheid en die wysheid waarmee God geskaap het. Nou daar word gesê deur die wetenskaplikes dat die son is so ongeveer 150 miljoen kilometer van die aarde. En hulle sê dis presies die regte afstand. Hulle sê die son is 1 miljoen keer groter as die aarde. Nou, vriende, dis onmoontlik om hierdie goed te probeer bedink, want my en jou verstand kan nie hierdie grootheid van God se skepping en die orde waarmee dit geskaap het, verstaan nie. Nou, die wetenskaplikes sê dat die son is een van 400 biljoen sterre, sover hulle tans ontdek het. Dit kan nou al meer wees. Alreeds 100 biljoen melkweë ontdek. Die wetenskaplikes sê die grade van die son is so plus minus 5500 grade Celsius. Vlamme wat uit die son lek kan tot 1 miljoen kilometer lank wees. En mense vra my baie keer, nou waarom sal God al hierdie goed geskaap het? En dan sê ek vir hulle om sy wysheid, sy almag, sy heerlikheid te vertoon, sodat ons kan buig as skepsel voor die Skepper om lof en dank aan hom te bring. Hulle sê die planeet Mercurius is 57,8 miljoen kilometer van die son. Venus is so 108,1 miljoen kilometer van die son. Mars so 227,8 kilometers van die son. Pluto 5900 miljoen kilometer van die son. Hoor nou, Jupiter is 777,8 miljoen kilometer van die son en Saturnus is 1430 miljoen kilometer van die son. Vriende, ek kan nie verstaan hoe groot God se heelal werklik is nie. Waarom het hy dit so geskape? Omdat hy God is en hy weet waarom hy geskaap het. Maar hoor hoe pragtig die aarde by hierdie hele skepping inpas, sodat ons die wysheid van God kan verstaan. Die aarde beweeg teen 30 km per sekonde om die son. Baie interessant, die aarde wentel eenmaal per jaar om die son en elke 24 uur om sy eie as. Die Bybel sê vir ons in Job 26 vers 7 dat die aarde hang basies aan niks. Daar staan, want die aarde opgehang het oor niks. Baie duidelik dat die Here hierdie aarde geskaap het, sodat ons dan ook daarop kan woon. En mense soek lewe op ander planete. Luister, hulle gaan lank soek. God het lewe op hierdie planeet aarde geskape. Hy het die son, die maan en die sterre daar geskape vir ons om te geniet en vir die doel dat hierdie planeet nie sal vergaan nie. Hy het vir ons reën en seisoene gegee met die doel om sy grootheid en sy liefde aan ons te openbaar, sodat ons sy wysheid kan sien. En die grootste wysheid van alles, vriende, dat hy homself geopenbaar het in sy seun Jesus Christus as die genadige, barmhartige God wat ons liefhet, wat ons wil vergeef van ons sonde, sodat ons gered kan word. As u na die skepping kyk, dan kan jy nie anderste as om in aanbidding neer te val en te sê, hoe groot is u? Ja, hoe groot is u?
En ag, ek pleit by u, dat u ook sal sien, dat die Here deur wysheid geskaap het. Kyk na jouself vanmôre in die spieël, kyk na jou oë, kyk vriende, na jou neus, na jou mond, na jou ore. Jy kan hoor, jy kan sien, jy kan ruik, jy kan proe. God het vir jou 'n tong gegee. En die tong is so saamgestel dat ons verskillende smake kan onderskei van mekaar. Ons oë, vriende, is so gekompliseerd dat die beste teleskoop of verkyker nie eens naaste by kan kom by hoe die oog geskaap is nie. God het die oog geskaap op 'n besondere manier. Gaan doen bietjie navorsing en aanbid God dat hy met wysheid geskaap het. Buig voor hierdie God en dien hom as jou God, as jou redder en die een wat eendag ook in sy heerlikheid jou sal ontvang en vir jou sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ag vriende, daar is so baie wat ons kan sê, maar ek pleit dat u werklik sal verstaan dat wysheid deel is van ons as mense lewe, juis omdat die God van wysheid alles georden geskaap het en vir ons ook orde in ons lewe wil gee, deur die wysheid soos in sy woord opgeteken. Mag die Here ons genade gee om werklik verder ondersoek te doen en om te aanbid vir wie hy is. Die God van wysheid, die alleen wyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Seën vir u mooi dag verder, Tara.